Goeiemôre almal en dankie vir die teenwoordigheid hier. Dit raak nou amper 'n instelling om een keer per maand hier by die Amerikaanse ambassade een of ander aksie te kom loods. Maar ek was al verskeie kere in Amerika. Ek is in 2006 vir die eerste keer daarin uitgenooi. En ek wil vandag vir u sê dat ons het geweldig baie vriende in Amerika. En as daar miskien een rede daarvoor is dit dat net soos ons vir 200 jaar lank teen die oorheersing van die Britse Ryk moes veg in Suid-Afrika, net so vergeet mense dat die Amerikaners in 1776 hulle self van die Britse Ryk bevry het. En daardie gees van strewe, van vryheidstrewe, maar ook die teenkanting teen Brittanje en die agterdog teen Brittanje leef voort vandag nog steeds in Amerika. En dis amper 'n wonderwerk dat Trump president geword het van die VSA, want soos jy weet, was daar verskeie aanslae op sy lewe en die een, as hy nie sy kop beweeg het nie, is hy waarskynlik doodgeskiet. Maar die Britte en hierdie huidige arbeidersregering in Brittanje, wat een van die mees linkse regerings is wat Brittanje nog ooit gehad het, soos jy waarskynlik weet, as jy kere iets verkeerd sê op Facebook, dan kom klop hulle aan jou deur en hulle arresteer jou en hulle stuur jou vir 3 jaar tronk toe. En hulle sal selfs geharde misdadigers vrylaat om mense wat sê nou maar spraak oortredings begaan op Facebook of X of iets van die aard, sal hulle gaan opsluit en in gevangenisstraf gee, terwyl die verkrachters en moordenaars en rowers vry op straat loop. Dit is Brittanje vandag. Maar ons weet dat die Britse geheime diens het gepoog om meneer Trump se verkiesing in Amerika te stuit. En hy is bewus daarvan. En vandag, vir die eerste keer in dekades, is daar 'n groot verwydering tussen die VSA en Brittanje, ons tradisionele vyand. Want alhoewel mense in Suid-Afrika Engels praat, en ons het Shakespeare op skool bestudeer en wat ook al, ons moet daarvan bewus wees dat feitlik al ons probleme het nog altyd van die Britte afgekom, of van Londen af. En hierdie ANC bende misdadigers wat ons vandag regeer, hulle is gehuisves in Londen tydens hulle sogenaamde ballingskap. Hulle is daar befonds, nie soseer deur die Britte nie, alhoewel blykbaar was daar ook geheime fondse van Brittanje, maar die Sweedse geld wat hulle van Swede ontvang het en van ander Skandinawiese lande, is deur die St. Paulus kathedraal gewas na Suid-Afrika toe en om terreur in Suid-Afrika te onderfonds. As jy nie daarvan bewus is nie, dit is alles op die internet beskikbaar, dit is feite, en vandag spog hulle daaroor. Ek het ook al verwys na, kyk, daar was 'n sogenaamde safari voertuig, wat deur 'n jong Brit bestuur is, en wat befonds is deur Britte, en hy het wapens gesmokkel oor die grense in die 1980s en selfs in die vroeë 90er jare. En dan was daar niks vermoedende Duitse toeriste wat in hierdie vragmotor gesit het, 'n Bedford vragmotor, en hy het geheime kaste onder gehad, wat al hierdie wapens gehuisves het. En met daardie wapens is daar onstabiliteit en terreur en moord en doodslag in ons land gepleeg. En dit het alles via Brittanje geskied. Nou vandag, as jy kyk, die Franse het 'n mooi woord, hulle praat van die konjunktuur, dis ook 'n Afrikaanse woord. Die konjunktuur vir die eerste keer in dekades is ten gunste van ons, want daar is nie tans sulke
vyhandige linkse regerings aan bewind in Europa of in Amerika, soos voorheen nie, soos in die 70er en 80er jare nie, en daar is reg oor die wêreld 'n meer konservatiewe beweging aan die gang, sowel in Europa as natuurlik in die VSA. Dit skep vir ons nou vir die eerste keer in dekades die geleentheid om ons vryheid weer te verwerf, om hierdie 30 jaar van sogenaamde versoening, maar versoening loop saam met verdrukking, en dit loop saam met verval, al die V-woorde, versoening, verdrukking, verval. Ons kan dit nou finaal van ons afwerk, en daar is tans, oor die afgelope tyd het ek taamlik gesels met 'n groep uitgeweke Suid-Afrikaners in die VSA, en hulle is besig met 'n plan om ons hier te help, om verandering te bewerkstellig. En as ons praat van verandering, dan is dit nie net 'n verandering van die regerende party nie. Dit is 'n totale grondliggende verandering van die stelsel. Op sy minste behoort Suid-Afrika oor 'n konfederale stelsel te beskik. Nie hierdie soort sentralisme of soos Lenin dit genoem het in die Sowjetunie, demokratiese sentralisme nie. Ons het vandag demokratiese sentralisme en eintlik 'n eenpartystaat, wat alhoewel daar verskillende partye in die parlement sit, word die staatsapparaat en die staatsdiens en die polisie en die weermag en al die staatsinstellings deur net een party beheer, en dit is die ANC en natuurlik sy bondgenoot, die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party. En toe het ek gevra van hierdie mense wat besig is om in die VSA met hulle plan te werk, hoe lank gaan dit ons neem om van hulle ontslae te raak? So 2 jaar. Toe sê die persoon vir my, nee, ons werk hier met die idee van 6 maande. Met ander woorde, daar is mense in die wêreld, in Amerika, wat dink dat ons binne 6 maande 'n groot verandering in Suid-Afrika kan beleef. En daar is verskeie mense nou op die internet en elders ook wat sê, hulle kan sien die ANC is moeg. Hy het nie meer idees nie, hy het nie eers meer mense nie, hulle kan nie eers 'n ordentlike afgevaardigde of ambassadeur identifiseer om Washington toe te stuur nie. Nadat Rasool teruggestuur is, ja, het hulle nou hierdie nuwe Mcebisi, hierdie Jonas uit die hoed getrek, maar ek weet nie eers of die Amerikaners hom daar gaan toelaat nie, want hy het ook reeds allerlei verregaande stellings oor meneer Trump gemaak. Dus die ANC hou meer, die druk moet nou volgehou word, en hier het die Afrikaner 'n leidende rol om te speel. Ek dink ons het ons ervaring en ons het 'n siening van die land wat baie meer ingestem is op die werklikheid van Suid-Afrika as 'n veelvolkige staat. Dis 'n term uit die ou bedeling, die veelvolkige staat, maar niemand kan dit ontken nie. Jy hoef nie na 'n taalkaart van Suid-Afrika te kyk om te besef dat dit 'n veelvolkige staat is. Daar is meer as een etniese groep of volk in hierdie land. En diegene soos die liberaliste, die communiste, die internationaliste, die globaliste, almal wat dit ontken, is eintlik besig met 'n groteske leuen. Hoe kan jy ontken dat daar Zulus en Tswanas en Xhosas en Peris en Afrikaners en Engelssprekendes in Suid-Afrika teenwoordig is? Jy kan dit nie ontken nie. En geen polities korrekte reënboognasie of smeltkroes ideologie kan daardie werklikheid ongedaan maak. En dus hang dit hang nou van ons af, of ons hierdie geleentheid met albei hande gaan aangryp en hierdie verandering gaan bewerkstellig. En ons hoef nie terreur en geweld soos die ANC bewind te gebruik nie. Ons hoef net ons intellek
en ons ander vermoëns, ons ekonomiese vermoëns, ons organisatoriese vermoëns, wat hierdie land gebring het waar hy is vandag, te gebruik en aan te wend. En dit gaan ook oor ons ekonomiese oorlewing en selfs die ekonomiese oorlewing van die hele Afrika, want ek het nou onlangs op YouTube 'n gesprek gevoer met meneer Chris Hart. Hy's 'n ekonoom, hy was eers die hoof-ekonoom van Standard Bank, maar hy's daar afgedank omdat hy een of ander polities inkorrekte ding gesê het. Maar hy het vir my gesê dat Suid-Afrika se ekonomie moes vandag 3 keer groter gewees het as wat hy tans is. As dit nie vir die ANC was nie, want sedert 1994 het hulle hierdie land nie net geplunder nie, maar hulle het hom ekonomies so swak bestuur, dat die hele land eintlik verarm het. En ook om daardie rede is dit ontsettend belangrik dat ons vir ons ekonomiese oorlewing en vir die hele vasteland, is dit van die uiterste belang dat die ANC nou uitgeknikker moet word. En sodra hy uitgeknikker is, dan gaan die gedagte van selfbeskikking, van konfederasie en van die erkenning van ons autonomie en ons kulturele en talige regte en alles wat daarmee saamhang, gaan dit na vore kom. Dus ek is geweldig opgewonde oor wat tans aan die gebeur is, en ek dink dat die Amerikaners, daar's 100 miljoen mense in Amerika wat almal vir Donald Trump ondersteun, en al daardie mense is ons vriende en ons potensiële bondgenote, en ons moet uitreik na hulle toe, en ons moet gedurig met hulle praat en ons saak teenoor hulle stel, as ook teenoor die ander Europeërs wat ons goed gesit is. En so Smits gesê het, verandering in Suid-Afrika het nog altyd vanuit die buiteland gekom, en dit gaan hierdie keer nie anders wees nie, maar ons het 'n baie besliste rol om hier in Suid-Afrika te vervul, en ek hoop jy is net so begeesterd vandag soos ek oor hierdie wonderlike tydvak wat vir ons voor lê. Dankie.